ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke deel 402. Ek is professor Hans Redinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So jy dalk belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het. Miskien die 2 sleutels tot die boek van Openbaring. 'n boek wat ek 25 jaar aan navorsing gedoen het, wat 'n moedboek is vir die tyd waarin ons lewe, wat die hele boek Openbaring en gedeeltes van Daniël hanteer. So jy belangstel, kan jy my kontak by die webtuiste nommer 0722 ekskuus tog, my WhatsApp nommer 0722 367-124. Gaan na my webtuiste https://jaffashua.co.za. As dit al die eerste keer dat jy na die reeks kyk of luister, het 'n geweldige hoeveelheid inligting gemis. Gaan na deel 1, begin reg voor. Dis uiters belangrik dat jy inteken op die YouTube kanaal, sodat jy verskillende studies kan ontvang, as ook ons TikTok boodskappe wat uitgesaai word. Stuur die kontak vir die vriende en kennisse, lewensveranderend, maak seker dat die skryfblok, pen en papier byderhand het, as ook natuurlik 33 Afrikaanse Bybel. Kom ons bid saam. Ons kom vanmôre om vir die weer eens baie dankie te sê, Vader, vir die wonderlike geleentheid wat ons het om saam met die mede-Jaffiste saam te verkeer om die woord. Elkeen wat na hierdie boodskap luister, dat dit in goeie grond val. En dat die geopenbaarde woord 'n impak in hierdie mense se lewens sal hê, Vader, om ons te druk en ons te dwing deur die Ruach om 'n dieper, meer nougesette lewe in U te lewe. Bid vanmôre vir hulle wat krank is, raak hulle aan, Vader. Hulle wat nodig het om voorsien te word, voorsien vir hulle, Vader. Hulle wat in stryd is, dra hulle deur. Dankie dat U, Jaffashua, die groot geneesheer is, deur U genade bloed. Seën ons bid dit in die naam bo elke ander naam, die naam Jaffashua, en elke Jaffis sê halleluja. Halleluja, wat 'n wonderlike voorreg. Aan Jaffa al die eer. Welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Vertrou dat dit vanmôre vir u 'n groot seën sal wees. Die boek hoofstuk Spreuke, die boek Spreuke hoofstuk 21. Nou, ons het gesien gisteroggend uit gepraat van die luiaard. En natuurlik ook die geestelike ouens wat nie bereid is om betrokke te raak nie. Spreuke 21:26, die hele dag deur word daar dringend, ek sê in die hakies, deur die luiaard begeer. Sy lewe bestaan uit begeer uit. As ek in so 'n huis gebly het, as ek so kar gery het, as ek so besigheid gehad het, as. En my ouma het altyd gesê, en u gaan dit onthou, as is verbrande hout. As is verbrande hout, daar kom niks uit nie. As is verbrande hout. Die hele dag deur word daar dringend deur die luiaard begeer. Maar die regverdige, die bruid van Jaffashua, as ons regverdig is, ja, as jy geseënd is, jy gesalfd is, jy gunsgenoot, jy regverdig is, Jaffiste, wedergebaar uit water en die Ruach HaKodesh, in die naam van Jaffashua, halleluja. O, wat 'n salwing. Maar die regverdige, die bruid van Jaffashua, gee alles. Wanneer ons as Jaffiste gereken word, weier ons volstrek om Jaffashua halfspoed te dien. 'n volbloed Jaffis, 'n regte Jaffis. Hulle sal Jaffashua nooit
Halfhartig, dis die woord wat ek soek. Halfhartig dien nie. Die Engels sê it's all or nothing. Flat out, full out. Alles of niks. Hoekom? Want Jahweh sê alles vir my gegee. Hy is vir u gegee. Hy het die volle prys klaar betaal. Die verlossingswerk is klaar gedoen. Die kragwerk is klaar gedoen. Ek en u moet net in die bo-natuurlike geopenbaarde woord van Jahweh funksioneer. Is dit nie wonderlik nie? Die leiaard het geen begeerte daarin nie. Die wêreld daar buitekant, die godsdienstige wêreld, die perfekte wêreld. Vir hulle is dit net 'n gewoonte. As hy tyd het om 'n kort gebedjie op te skiet, dis so. Maar wanneer goed verkeerd loop, dan blameer hulle Jahweh en Jahweh, die skepper van hemel en aarde. Ons as bruid van Jahweh universeel besef ons afhanklikheid, want sonder die bo-natuurlike genadebloed kan ons dit nie maak nie. Dis daai ruach, hakodesh inspuiting elke môre. Dis amper soos 'n ou wat op steroids is. Jy het nodig, jou liggaam soek dit. En dieselfde met die bo-natuurlike genade van Jahweh. Sonder dit kan ek en u dit nie maak vandag nie. Probeer in jou eie krag in hierdie dag funksioneer. Dan sien u wat se gemors gaan jy maak. Maar omdat ons hand in hom hou, daar's 'n lied wat gesing was vroeër jare toe ons jonk was. Put your hand in the hand of the man that stilled the water. Put your hand in the hand of the man that calmed the sea. Ons sit nie net ons hand in sy hand wanneer daar storms is nie. Ons is in sy hand al die tyd. Weet jy wat? Dis ons behoud. Dis ons behoud, die feit dat ons hande in sy hande het. Daarom sê die woord, al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vreeg nie. Daarom sê Jahweh, al val 1000 aan jou linkerkant en 10.000 aan jou regterkant, na jou toe sal dit nie aankom nie. Solank as wat ons voete in die spore van geregtigheid is, word ons oorskadu deur sy heerlikheid, sy krag en sy genade. Ons behoud is die feit dat ons as Jahwiste se verhouding met Jahweh en Jahweh deur die Ruach HaKodesh is nie 'n stokperdjie verhouding nie. Dis nie iets wat soos 'n Saterdagmiddag rugbywedstryd is nie. Dis elke dag. En dis hoekom ek en u nodig het om elke dag in die woord gevoed te word. Halleluja. Daar's die ander reekse wat ek doen, weekliks. Stap deur hierdie bo-natuurlike geopenbaarde woord, dat jy kan eet van die manna van die lewe. Om in die kennis van die bo-natuurlike woord te funksioneer. Ek dink aan die nuwe reeks, Japie van Sail, die seun van Migdol,
die Israel visieleier, met sy leuns oor die boek Henog. Dit gaan nie aan om die man aan te vat nie. Dit gaan oor die leuns wat die Satan gebruik om mense se lewens te infiltreer en te vergiftig. En daarom sê die woord dat ek en u het nodig om te waak en bid elke dag. Hoekom? Want die Satan kom soos 'n engel van die lig. As dit moontlik was om selfs die bruid van Jahshua weg te ruk. Hy sê hierso, die hele dag deur word daar dringend deur die leiaard begeer. Maar die regverdige, die bruid van Jahshua, gee alles. Wanneer ons as Jahviste gereken word, ons sê ons is Jahviste, weier ons volstrek om Jahshua halfspoed te dien, met 'n halfhartige hart, sielsdimensie. Ons hou nie terug nie, in geen opsig nie, want ons dien hom met totale oorgawe. Dit wat ons gekry het, was nie 'n halwe beloning nie. Hy beloon ons elke dag met totale beloning. Totale lewensgawes uit sy hand uit. Totale genadegawes uit sy hand uit. Wanneer ek kyk na die lewe van die apostels en Jahshua meer as 2000 jaar gelede, wanneer hulle in die teenwoordigheid van die Sanhedrin, die Fariseërs en die Sadduseërs kom, dan maak hulle nie sekere kompromieë terwyl van die godsdienstige groepe wat daar is nie. Inteendeel, hulle weier om enigstens 'n kompromie te maak. Jahshua leer sy apostels, weerstaan die Satan en hy sal van jou af wegvlug. Dit beteken hy sal so vinnig wegkom as wat dit moontlik is. Hoekom? Want groter is hy wat in ons is, as hy wat in die wêreld is. Terwyl die Sanhedrin, of kom terug, terwyl by die sinagoges 'n gedaante van godsaligheid is, en waar hulle uit die Talmud Torah uitlees, en die Talmud Torah praktiseer, kom Jahshua en daai godsdienstiges, wat hy ken hulle, hy sien hulle, hy het onder hulle groot geword, hy het hulle geleer ken vandat hy 'n kind was. Dan roep hy hulle uit en hy noem hulle julle addergeslag. Hy kom nie in pamperlang die ou en sê, daar's dalk 'n kans dat ons môre dieselfde kansel gaan deel nie. Nee man, hy sê vir hom, jy's 'n addergeslag, jou gebroedsel. Soos 'n slang met 2 tonge, jy praat 2 stories, jy dra 2 getuienisse. En ek wil vanmôre sê, ons moet versigtig wees in die tyd wat ons in lewe, dat Jahshua nie vir ons sekere name gee nie, maar dat ons deur die werking van die Ruach en die leiding van die Ruach HaKodesh elke dag nougeset lewe in die heiligmaking. Hy sê vir hulle, julle addergeslag, julle is soos wit gepleisterde grafstene. As jy daar in die begrafplaas stap, dit lyk te mooi, engeltjies en kruise en duifies en noem dit wat jy wil. Is dit hoe die persoon lyk wat daar begrawe is? Of is dit hoe die familie wil hê
Iemand wat daar verbykom, moet daai persoon ken by dit wat op die graf is. Jafashua sê vir julle is soos 'n graf vol doodsbenere, vol wurms, verrotte bene. 'n Gedaante van godsaligheid waarvan die krag verlore gegaan het. En in hierdie tyd wat ek en u lewe, kan ons nie kompromie maak met godsdienstiges nie. In terme van, ons is bereid om seker goed te verander vir populariteit nie. Maar as ek 'n populêre prediker wil geword het, dan moes ek bereid was om kompromis te maak. Wat help dit? En ek sluit af. Die woord sê, Jafashua sê, wat help dit jy wen die hele wêreld en jy ly in jou eie siel skade? Hoe sê Prediker 12? Dink is vers 12. Alles te vergeefs, sê die prediker. Dis alles te vergeefs. Kom ons staan in die krag van die roog. Hakodesh, waarin Jafashua ons vrygemaak het. Kom ons kyk om ons rond vandag vir 'n geleentheid om woord te saai tot ere van die koninkryk van Jafashua. Tot môre as dit Vader se wil is, Maranatha. Jafashua kom weer. Halleluja.